Goeiedag. Ons kyk vandag na die ark van die Here. Die ark van die Here was die simbool van die teenwoordigheid van die Here en dit het in die allerheiligste van die tabernakel gestaan. Daar het die Here sy teenwoordigheid laat geld en die hoëpriester kon net een keer 'n jaar daar ingaan om 'n offer te bring en hy moes met bloed op sy hande inkom waar 'n bok in sy plek geslag is. Hofni en Pinias, Eli se seuns, het gedink dat daar krag in die ark self was en dat die ark waar hy beweeg dan ook oorwinning vir die Israeliete sal gee. Hulle het 'n fout begaan en in die proses die ark verloor, maar toe ook hulle lewens self. Toe die ark deur die Filistyne buitgemaak is, het hulle die ark in die Dagons tempel, hulle afgod se tempel gesit. Die Dagons afgod was 'n simbool van die teenwoordigheid van Dagon. Dit het gestaan teenoor die simbool van die teenwoordigheid van God. Dagon, die beeld, het in mekaar geval en die tweede keer het dit selfs gebreek. Die simbool was dat God teenwoordig was en dat hy voor niemand buig nie en hoër is as enige iemand anderster. Nou, as ons na onsself kyk en die wêreld waarin ons lewe, dan is dit duidelik dat mense nie 'n respek en eerbied vir die Here het nie ontzag vir hom nie. En 'n mens kan ook nie daaroor wonder nie, want dit is 'n feit. En die vraag is, of daar nie verandering sal kom, as ons weer met 'n heilige respek voor God sal lewe nie, met 'n heilige respek ons verhouding met hom sal hanteer nie, as ons nie respek sal hê vir die Here en die lewe wat hy vir ons gee nie. Kom ons kyk na die werklikheid deur God se oë. As ons as Christene die simbool is van die teenwoordigheid van die Here deur ons lewens, deur God wat deur die Heilige Gees in ons woon, dan moet ons 'n verskil maak waar ons kom. Maar wanneer ons werklik heilig voor die Here leef, dan maak ons 'n verskil oral waar ons kom, waar ons iets van sy teenwoordigheid uitdra, iets van die heilige respek vir die Here, is sigbaar en tasbaar en maak werklike verskil waar ons ook al kom. Mag die Here jou seën en jou werklik voorspoedig maak oral waar jy gaan.